Hoeveel moeite doen jy om fisies gesond te bly? Maar nou is die vraag, hoeveel moeite doen jy om geestelik gesond te bly? Ons oefen, ons eet, probeer mooi eet. Ons is dalk mense wat aanvullings drink. Hoekom doen ons dit? Nie omdat ons perfek is nie, maar omdat ons weet, gesondheid gebeur nie outomaties van self nie. Dit vra dissipline, dit vra aandag, dit vra ritme. Nou is die vraag vir ons as geestelike wesen. Hoe fokus ons op ons geestelike lewe? Doen ons dalk dieselfde of skep ons geestelike gesondheid af? Wanneer Paulus byvoorbeeld praat van hoop, geduld, vreugde en vrede, noem hy juist die vrug van die gees. Nie prestasies, nie iets wat ons moet aftik nie, maar 'n lewe wat van Christus wat stadig in ons besig is om vorm te kry. So hoe kan ons vandag nie net iets doen om dit af te tik nie, maar hoe kan ons God die kans gee om in ons lewe die werk wat al reeds besig is om te doen, te laat vrug skiet? Nou ek maak 'n paar merkers vir ons. 1, as jy dalk hoop nodig het. Kom ons lees Romeine 15 vers 13. Noem hulle Paulus God die bron van hoop. So hoop is nie optimisme 2026 of volgende jaar gaan beter wees nie, maar dis 'n wete dat jou lewe ingetrek is in 'n groter verhaal, God se verhaal. Tweedens, as jy dalk geduld nodig het, kyk hoe Jesus leef. Hy's nooit gejaag nie, hy's altyd teenwoordig in die oomblik, hy leef vanuit sy goddelike dringendheid. God vorm geduld in ons wanneer ons leer om nie vooruit te leef nie om God uit die prentjie uit te beplan nie, maar om te leef en hom raak te beleef in die oomblik. Derdens, as jy vreugde nodig het, lees ons Johannes 15 wat sê, vreugde word gebore in 'n verhouding, nie in omstandighede nie. So vreugde is nie eksterne goed wat met ons gebeur of 'n situasie wat met ons gebeur nie. Maar vreugde is wanneer jou innerlike wêreld ooreenstem met God se hart. En dan laastens, as jy vrede nodig het. Filippense 4 praat van vrede wat jou bewaar. Wat beteken? Vrede beteken nie ons word uit die storms uitgehou nie. Maar vrede beteken dat ons nie alleen in die storm is nie. So die vraag vir geestelike gesondheid is dis nie hoe ons presteer of wat ons als doen nie, maar dit is so naby ons aan God leef. Mag jy hierdie week, mag jy hierdie jaar nader aan God beweeg om ook so geestelik gesond te word deur die werking van God se Gees in jou lewe.